Liewe broers en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom maar sit. Familie, ek wil vanoggend net praat oor een versie van die evangelie lesing wat ek vanoggend gelees het. Matteus hoofstuk 5, en ek sal dit net weer herhaal, die 13de vers. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant toe weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die sout vir die aarde. En dit is my tema wat ek vanoggend wil gebruik. Kom ons sluit ons oë voor die almagtige God en ons bid saam. O Here, wat die gesang sê, maak van my hart u tempel, Heer, u woning en u huis. Versier dit tot u roem en eer, met Jesus naam en kruis. O Here, partykeer as ons na ons binneste kyk, Here, dan weet ons, maar ek is nie op die regte plek. Partykeer, o Here, as ek na my hart kyk, dan weet ek, o God, dit staan nie in verhouding met U. Partykeer as ek na my hart kyk, o Here, dan weet ek, o Here, my hart het 'n klip geword. My hart het koud geword teenoor U. Maar vanoggend, o Here, wil U kom deur U woord en U wil vir ons vanoggend kom sê wie en wat ons is. U sê vir ons, julle is die sout vir die aarde. O Here, ons is vanoggend hier, van ons weet dikwels nie wat dit beteken om die sout vir die aarde te wees. Kom nou, Gees van God, en wil U ons harte kom oopmaak, my God, om U vanoggend te ontvang, o Here. Wil U vanoggend ook kom, my God, as daar verharde harte is, o Here. As harte ysblokke geword het, my God, om U sout oor dit te kom uitstrooi. Here, dat ons harde harte, Here, die ys daarvan sal smelt, my God. Dat ons, Here, harte van vlees sal hê, o Here. Kom vanoggend, my God, en kom doen 'n operasie met ons. Gee dat die ou mens wat vanoggend hier ingestap het, my God, Here, net hier sal bly. En dat ons as nuwe mense hier sal uitstap. U sê vir ons in die woord, nuwe mens, alles het nuut geword. Die ou dinge het verbygegaan, o Here. Gee dat ons die rugsak by die plek sal los waar ons dit moet los, o Here. Ons is dikwels so swak en moeg, my God, maar as ons rugsakke so swaar geword het. Kom nou, Gees van God, en wil U vir ons help om te verstaan wat dit beteken om die sout vir die aarde te wees. Spreek, Here, die diensknegte luister. In Jesus naam bid ons. Amen. Daar is ook een versie wat ek net wil vinnig herhaal van vanoggend se die dagteks sê, die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was bly. As ons dink aan hierdie kindertjies wat hierso sit en die ouers van die matrikulante, maak net bietjie so dat hy net die aangesig van aangesig tot aangesig kan sien. Is dit net die twee? Oor haar is ek wil net weet dat ons nog nie dink is al die kinders se twee ouers nie. Ja. En u kan dink
waar hierdie kindertjies op 'n stadium was. Jy kan dink hoe klein hulle op 'n stadium was. En daarom kan ons saamstem met hierdie psalm wat sê, die Here het groot dinge aan ons gedoen. Want kyk hoe groot is hulle vandag. Ek het nou die dag gesit met 'n klein babietjie wat, ek sê vir hom, as ek met hom praat, sê ek vir hom, jy was net so klein. En kyk hoe sy nou voor jy nou, hier op en af. So wat die Here gedoen het, mense, was goed vir ons. Maar nou wil ek kom na die boodskap toe. En ek wil so begin. We have lots of church. Ek wil op my mooi luister. But we have little of change. We have lot of church, but we have little of change. Hier is mense wat in Heidedal hier naby my rondloop. Vanaand hoor jy op hierdie hoek is 'n diens aan. Môre hoor jy op daai hoek is 'n diens aan. En jy sien as jy hier rondgaan, hier staan 'n tent, daar staan 'n tent, hier hoor jy 'n prediker, daar hoor jy 'n prediker. We have lot of church, but we have little of change. Nou weet ek nou nie mooi wat is die storie. We have lot, ek moet so 'n bietjie verder gaan. We have lot of church goers, but we have little of church doers. Ons kom kerk toe, maar ons doen nie kerk nie. Daar is meer kerkgangers as werklike gelowiges in God. En ek wil, wanneer ek vandag praat, kom ons doen 'n bietjie selfondersoek. Ek verwys vinger na niemand nie. Ons moet praat wat die woord van die Here sê. As ons die waarheid probeer verbygaan, dan sit ons met 'n probleem in die kerk. Ons gaan dikwels kerk toe sodat die kerk se naam op ons CV's geskryf word. Ek weet waarvan ek praat. Mense is baie ernstig oor kerkloop, maar hulle wil nie saam met Christus stap. Wat is dit? Ek wil vir vanoggend sê, you can be in church, but it doesn't mean you are in Christ. We often come to church, but do we apply the word of God that is preached to us, the word of God that is read to us in our lives? Wat beteken my kerkgangery en my Christendom vir my huis? Wat beteken dit vir my werk en my kollegas? Wat beteken dit vir my klas? Wat beteken dit vir my gemeenskap? Wat beteken dit vir hulle? Nou, daai is die agtergrond wat ek wil skets. En vandag kom Jesus en hy kom sê vir elkeen van ons en elkeen van ons as individu kom sê vandag, julle is die sout van die aarde. En weet jy wanneer ek dit gelees het, dan het ek gedink maar wat die Here ons eintlik gesê het, julle is die skyn van die aarde. Jy weet wat dit beteken. Dis nie 'n mooi ding. Maar as 'n mens na jouself kyk, wat Jesus het gesê, maar hy kom vanoggend en hy noem vir ek en u die sout van die aarde, nie die skyn van die aarde. En vir ons om te verstaan wat Jesus hier beteken, kom ons doen 'n bietjie navorsing oor sout. Kom ons selfs 'n bietjie oor sout. Nou sout het krag. Kom ek verduidelik 'n bietjie. Sout, in Engels is dit sodium chloride. En as ek hom nou in Afrikaans kan vertaal, vergewe my vir die Afrikaans, dit is, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord vir sodium, maar ek dink is sodium chloride. En ek weet nie, ek het 'n bietjie gelees en ek het gesien, dat sout het meer as 14.000 gebruike. Meer as 14.000 benefits. En in die Bybelse tyd was dit so gewees, dat sout so van waarde was, dat het iemand tydens handel
as 'n tipe van 'n geld gebruik was om dinge aan te koop. So van waarde was sout. Nou sout het hierdie twee elemente wat bymekaar gevoeg word, en wanneer hulle bymekaar gevoeg word, dan is daar 'n chemiese reaksie wat plaasvind om iets waardevol te vorm. En ek wil vandag sê, sodium is niks op sy eie nie. Niks. Maar dit is wanneer die kloried bygevoeg word, dat dit waarde kry. Wanneer sodium en kloried bymekaar gevoeg word, is daar 'n chemiese reaksie wat plaasvind, en dan word hierdie sodiumkloried 'n waardige produk. En so is ons ook, geliefdes in die Here. Ons is niks op ons eie nie. Ons beteken niks op ons eie nie. Maar het jy al gesien, wanneer 'n sondaar gekonnekt is met God? Het jy al gesien, ons wat niks is, en 'n sondaar gekonnekt is met God se genade? Het jy al gesien, wat gebeur dan? Daar is nie 'n chemische reaksie nie, maar daar is 'n geestelike, daar is 'n spirituele reaksie wat plaasvind, en jy is nie meer dieselfde nie. Hierdie verander jou lewe, die reaksie tussen God en ons, en God se genade en ons, en jy sal nooit weer dieselfde bly nie. Maar weet jy, ons kom dikwels kerk toe, en ons hoor van God se genade. Ons ontmoet God dikwels face to face in ons omstandighede, maar dikwels reageer ons soos olie wanneer dit met water gemeng is. God is daar, God se genade is daar, maar ek meng nie. Dit is wat gebeur met ons. Ek wil vir u vandag sê, Jesus kom sê vir u, jy is die sout vir die aarde. Maar Jesus sê ook vir ek en u, dat ons kan net die sout vir die aarde wees, as daar 'n geestelike reaksie plaasvind tussen God en ons, waarin God ons toelaat, of ons God toelaat in ons lewens, en hy ons lewens verander, wanneer hy met ons meng, as ek het so kan stel. Ek het geleer, geliefdes in die Here, dat sout daar is, hier is mediese mense en hulle wat, maar hy is nou nie saamstem nie. Stem maar eers, as jy nie saamstem nie, stem maar eers by jy nie saam. Maar sout is daar, sodat bloeddruk nie te laag word nie. En ek weet nie, kom ek gaan 'n bietjie verder, as sout nie daar is nie, kan die bloeddruk te laag word, en die liggaam kan doodgaan, maar ek het ook geleer, behalwe bloed, balanseer sout ook vloeistowwe in die lewe. Hoekom? Sodat die liggaam nie kan doodgaan. Jy verstaan wat ek sê. En so is dit ook met ek en u. As God nie daar is nie, sal ons doodgaan. Dis 'n feit soos 'n koei. Nou, kom ek vra ons oor u. Ek het gister toe ek so 'n bietjie werk aan hierdie preek, en so 'n bietjie die preek 'n bietjie afrond doen, het ek daar in die huis ingegaan, en ek het vir my huismense gevra, nou as iemand flou raak, wat word gebruik om die persoon weer terug te bring? En hulle het vir my gesê, vlug sout. Ken jy dit? Hier is mens groot mense. Ja, lyk is dit die groot mense wat weet waarvan hierdie groot mense praat. Nie anders nie. Praat ek nie waarheid hier, soos die Frida. Dit is vlug sout. Dit bring die persoon wat flou geword het, terug na die lewe. En ek wil vir u vandag sê, daar is so baie van ons wat flou geraak. Ons het flou geraak in ons huwelike. Ons het flou geraak as ouers. Ons het flou geraak as kinders. Ons het flou geraak as lidmate. Maar vandag wil die Here kom, en die wil die vlugsout so oor ek en u kom uitgooi. Want die Here sien, ons het flou geraak, en as jy nie uit jou floute uitgebring word nie, wat kan gebeur? Jy kan tot sterwe kom. Daai vlugsout is God. En sonder God is ons dood. We live in an unconscious world. As the church, we need to
in this world, preaching and proclaiming the word of God for the world to regain consciousness. Ouers, ek weet ons kinders het flou geraak in wêreldse dinge. Maar bring die vlugsel terug in die huise. Bring God terug in die huise. Maar weet jy die primêre doel van sout, of 'n primêre gebruik van sout, is om geur of smaak uit te bring. En as jy wil lekker kos maak, dan moet jy 'n bietjie sout ingooi. Maar nie baie. As jy te veel ingooi, dan kan jy die man in die huis tref. Of die vrou. Die sout bring na vore die smaak van die kos. En ek wil vir vanoggend sê, en ons as kerk, as gelowiges in God, moet smaak na vore bring in mense se lewens. Soms bring ons die jang uit mense. Dit klink of dit bekend. Dit klink bekend. Maar Jesus sê vanoggend vir ons, jy is die sout vir die aarde, nie die vuur om mense aan die brand te steek, maar die sout vir die aarde. Dit maak nie saak wie of wat die ander persoon is nie. En dit maak nie saak hoe messed up die ander persoon is nie, broers en susters. Jesus kom sê vandag vir jou, onthou wat jy is. Jy is die sout vir die aarde. Doen wat sout doen. Wees sout in iemand se lewe. Daar's ook baie vars mense wat hier rondloop. Daar's ook baie vars mense in ons huise. En jy kan die sout wees wat die beste uit die persoon uitbring. Jy kan wees wat Jesus sê jy kan wees, wat jy is. Ek sal altyd as ek hoor mense praat van iemand anders, die mense wat, hier is mense wat binne is wat weet waarvan ek praat, as ek dit sê. As mense van iemand anders praat, dan sê ek nee man, moet nie dat nie. En as jy liever iets praat, of liever iets goed sê. Ons is so geneig om van mense te praat, van ander mense en hoe sleg hulle is. En hier is 'n storie van 'n sondaar wat na 'n sondaar vinger wys. Nou, wat is hy? As ek my vinger wys, hoeveel vingers wys terug? Wat gaan met my aan? Maar geliefdes in die Here, maar was ek al die sout wat Jesus van praat vir die persoon wat ek sê wat so sleg is? Was ek al die sout? Kyk, daar is jy wat jy die sout gooi, en jy gooi die sout, en jy gooi die sout, en jy gooi die sout, en niks gebeur nie. En ek weet dis baie mense wat vanoggend in soortgelyke omstandighede is, waar jy alles probeer het, en partykeer voel ek jy word opgegee, maar jou liefde vir die persoon maak dat jy altyd net die sout wil gooi, maak dat jy altyd wil God in die persoon se lewens inbring, maar die woord van God leer vir ons geliefdes in die Here, dat ons moet aanhou bid. Hou aan bid. God se tyd is ons se tyd. Op die regte tyd sal dit gebeur. En elke mens het God so 'n bietjie goed uitgestort, dat ek dit vandag sê, maak nie saak hoe sleg of hoe swak hy is nie, en 'n bietjie sout sal die goed uitbring op God se tyd. Julle is die sout vir die aarde. Ek wil vir u vanoggend vra, wat bring ek in my vrou uit? Wat bring ek in my man uit? Wat bring ek in my kind uit? Wat bring ek in my ouer uit? Wat bring ek in my kollega uit? Wat bring ek uit my werknemer uit? Wat bring ek uit my klasmaat uit? Wat bring ek uit my mede-lidmaat uit? Julle is die sout vir die aarde. So ons kan iets goed uit julle uitbring. Bring ek smaak uit? Of wat is dit wat ek uit mense uitbring? Weet jy, ek is amper klaar, sout is 'n preserveermiddel. Wat is 'n preserveermiddel? 'n preservative, dit is die Engelse woord.
Dit help kossoorte om die vaarsheid daarvan te bewaar of te behou oor 'n lang tydperk. En Jesus sê, julle is die sout vir die aarde. We must preserve the truth of God's word in this world. Ons moet die waarheid van God se woord moet ons bystaan en ons moet dit bewaar. Al staan ons alleen, al sê die wêreld, dis onsin, moet jy staan by die waarheid van God. You have to stand boldly and unapologetically. You are the salt of the earth. You are the preservative of the truth of God's word. En weet jy, as ons die waarheid van God se woord bewaar, het jy al gesien, dan is dinge soos morele waardes nie so geneig om dan eens uit te kry. En weet jy, nog 'n ding wat ek uitgevind het van sout is, it prevents unwanted growth. Het jy al hier rondom die kerk geloop? Daar is ook al 'n strokie. Iemand het eendag my gevra, hoe kry jy dit te reg met die strokietjie? Daai strokietjie so te kant hou dat die grasie daar op daai gedeelte groei. En ek wil vir julle sê, wanneer 'n mens sout in die soil ingooi, dan kan jy verhoed dat plante groei, unwanted plants. When you put salt in meat, you prevent the growth of bacteria. Wanneer ons sien plante groei en bakterieë groei, dan moet ons weet, die sout het verslaan, die sout is nie meer sout nie. We see in South Africa that corruption grows, crime grows. We see in our communities drug grows. Ons sien onwettighede groei in ons gemeenskap. Nou die vraag is, wat het van die sout geword? Wat het van die kerk geword? Die sout is nie meer sout nie. Die sout is nie meer, die sout werk nie. Maar Jesus kom sê vandag vir ons as die kerk, julle is die sout vir die aarde. Sout het 'n interessante reaksie met water. Ek weet nie of julle gesien het. Dit het 'n klompie unieke dinge as jy sout met water meng. Sout maak bakterieë in water dood. Dit is hoekom ons sout in ons huise nodig het. Maar ons het ook sout nodig in ons huwelike. Ons het ook sout nodig in ons gesprekke. Ons het ook sout nodig in ons verhoudinge. Want as ons sout het, sal die impurities wat daar is in baie verhoudinge uitgewis word en dit sal die verhouding skoonmaak. As daar wonde is, sout gemeng met water, maak wonde skoon. En daar is soveel wonde in ons gemeenskap en selfs in die kerk wat nie fisiese wonde is nie, nie net fisiese wonde is nie. Sout smelt ook ys as jy sout daarop gooi. En wonder hoeveel van ons sit vanoggend hier met 'n verhouding wat ysig geword het teenoor God. Hoeveel van ons harte het nie verhard soos ysblokke nie. Laat die sout van die lewende woord van God ons ysblokke versag en smelt en ons verhouding warm maak en ons harte so maak dat ons reg sal staan teenoor God. As daar harde en koue harte in ons gesinne is, my familie, hou aan sout gooi. Want dit sal die koue en die ys breek en oopmaak vir die magtige teenwoordigheid van 'n almagtige God in ons lewens. En ek wil hiermee afsluit. Jesus sê, jy is die sout van die aarde, vir die aarde. Jy is die sout vir die aarde, nie die sout vir die gemeente van Sint Petrus of die gemeente van Heidedal. Jy is nie die sout van die koor nie, of vir die koor nie. Jy is nie die sout vir die YM of die Mannebond nie. Jy is nie die sout vir die Lutherse kerk nie. Die Here sê, jy is die sout vir die aarde. Ons kan nie net die kerk gebou wees nie. Maar dit is tyd dat ons die evangelie uit die 4 mure vat en die kerk na die wêreld toe uitbring. Daarmee kan ons ook smaak uitbring, want ons is die sout vir die aarde. Ons kan nie die sout net in die soutsak wees. Ons wat sout is, dan ook nie net onder vandag. Daar is smaakloses daar buite, wie se smaak uitgebring moet word. Die sout is nodig in die wêreld daar buite.
En wie is die sout? Jesus sê, julle is die sout vir die aarde. Gaan uit, liefdes in die Here, en strooi die sout daar waar dit nodig is, en gaan spys mense se lewens op. Gaan spys die huwelik op. Gaan spys die verhouding met die ouers en die kinders op. Gaan spys die wêreld op. En weet die teks sê, en hy het in vers dat as sout smaak verloor, dan word dit beide kante opgegooi en die mense vertrap die sout. As ons regs so sê. Weet jy, ek het uitgefigure dat die kerk het so besig geword om die kerk te wees, dat ons vergeet het wat die Here sê, julle is die sout vir die aarde. En die kerk sê, sout smaak verloor. En ek, wat die kerk is, my sout smaak verloor. Jesus sê, as sout sy smaak verloor word, buite weggegooi en dit word vertrap, is dit ook die kerk en die wêreld so vertrap word? Kan dit die rede wees? Die wêreld dink niks meer van die kerk nie. Because as the church, our hope has not matched our talk. Ons praat in die rigting en ons loop in die rigting. Die wêreld is besig om agteruit te gaan, want die kerk is nie meer sout nie. Die kerk is meer geïnteresseerd om die kerk in die kerk te wees, in plaas van om die sout vir die wêreld te wees. Mag die Here sy woord in ons harte sit. Mag hy vir ons help dat ons sy woord in ons harte sal oordink. En dat ons sal dink daaroor dat ons die sout vir die aarde is. As ek die sout vir die aarde is, wat beteken ek vir my medemens? Mag die Here sy woord in ons harte sit. Amen. Kom ons bid net saam. O Here, ons God, dankie. Here, dat U vandag na ons toe gekom het. Here, om vir ons hierdie belangrike ding met ons te kan deel. Om vir ons te vertel, o Here, dat ons die sout vir die aarde is. O Here, dikwels wil ons buiteland sout, maar dikwels sit ons huise met probleme, ons sien nie kans om die sout in ons huise te wees. Maar dikwels, Here, is ons weer binne die kerk, maar ons sien nie kans om die sout na die wêreld toe uit te vat. O Here, my gebed is, help ons, dat ons die waarde van sout altyd sal hê, o Here. Dat ons die smaak sal uitbring, Here, in elkeen se lewens wat ons ontmoet op die pad. Help ons dat waar ons sal gaan, o Here, dat ons nie mense sal probeer ten gronde bring nie, maar dat ons liewer sal probeer, Here, om hulle op te lig. Daar is so baie sterfenis, o Here, as gevolg van 'n souttekort, as ek dit so kan stel, maar help ons, Here, dat ons ook vir hulle sout sal wees. Kom seën U kerk, o Here, en gee dat ons as U kerk ook sal uitgaan en die sout van die aarde sal wees. Kom seën U woord in ons harte, ons wil kinderlik in Jesus naam. Amen.